Goeiemôre almal, wie is gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandag. En baie dankie dat ek die voorreg het om vir julle 'n woord te kan bring vandag. Nou vandag wil ek graag met julle gesels oor vrees. Onnodige vrees, onrus en vrees. Ag, maar eintlik al hierdie goedjies gaan saam. Nou my skrifgedeelte wat ek graag gebruik vir vandag kom uit Johannes 16 vers 33, ons almal ken hom. Sodat julle ook vrede kan hê. Dit het ek gesê, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou goeie moed, want ek het reeds die wêreld oorwin. Nou kind van God, ek kuier hierdie naweek by vriende, en ons gesels so oor dinge in die land, en ons gesels oor hoe mense eintlik baie vrese saai, en onrus saai, met stories wat hulle hoor, en dan glo hulle dit, en hulle vat dit net baie ernstig op. En ek luister so en ek dink, maar hier is 'n duidelike vers in God se woord wat sê, hou goeie moed, ek het reeds oorwin. Ons laat te veel toe, dat die vyand ons met vrees besaai, kind van God. Ons laat te veel toe, dat onnodige stories ons laat vrees, en partykeer is dit nie eens nodig om te vrees nie. Ja, ons almal weet, Suid-Afrika is ongelukkig op 'n plek wat maar baie vrees saai en dinge wat nie reg loop soos wat dit moet loop nie. Maar nog steeds, wie die laaste sê, ons hemelse Vader. Ons moet regtig op 'n punt kom, my boetie en sissa, wat ons moet begin op ons knieë vir Suid-Afrika kom. Wat ons moet bid vir hierdie mense wat so vrees saai. Vrees wat nie daar hoort nie. Ons is nie gemaak om in vrees te leef nie, my boetie en sissa. Ons is gemaak om vorentoe te gaan. Ons is gemaak om ambassadeurs te wees vir die wêreld daar buite. Nie net vir Suid-Afrika nie, maar vir die wêreld daar buite, want daar is baie groter uitdagings as in Suid-Afrika. En dis waar God ons nodig het. En dis wonderlik om vas te hou aan hierdie woorde van Jesus wat sê, hou goeie moed, ek het reeds die wêreld oorwin. En God het nie gesê, julle gaan dit maanskyn en rose hê nie, ongelukkig nie. En ek weet baie van ons wens, dinge wil net reg loop en dit. En dinge loop reg, en dinge loop ook nie reg nie. Ek het baie keer gedink, dit is soos 'n battery. Dit het positiewe kant en 'n negatiewe kant. Die een gaan altyd daar wees, maak nie saak wat jy doen nie. Maar ons het vir God wat vir ons is. Ons het 'n Vader wat vir ons uitkyk, my boetie en sissa. En met hom kan ons deur hierdie uitdagings kom. Ons kan deur hierdie verdrukkings en hierdie beproewings kom. Ons moet net vashou aan ons geloof. Ons moet vashou aan die naam van Jesus Christus. En ons sal dit deurmaak. Ek meen, kyk nou 'n bietjie terug na jou lewe. As jy nou kan kyk en waar jy nou is en waar jy was, sou jy dit alleen kon doen? Nee. Jy dink miskien jy sou kon, maar nee. God is in beheer. Hy bly in beheer. Moenie moed verloor nie, kind van God. Kom ons staan sterk in die geloof. En ons hou vas aan die wete dat God is in beheer en hy sal altyd in beheer wees. Amen. Amen. Here, ek bid in Jesus Christus naam. Daar's soveel onnodige onrus in die wêreld. Daar's soveel onnodige vrese. Ek bid in Jesus naam om vir ons asseblief die wysheid te gee om nie meer toe te laat dat hierdie vyand ons onderkry nie. Here, ek bid in Jesus naam dat ons sal in geloof opstaan en ons sal sê, saam met my God loop ek 'n bende storm en spring ek oor 'n muur. Want dis die God wat ek dien. Want wanneer God vir my is, wie kan teen my wees? In Jesus Christus naam is dit my gebed. Baie dankie, Here. Amen en amen.